'n veewagter toe God en hom verskyn op die berg Horeb. 'n stem uit die brandende doringbos wat nie wou uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doringbos. God sê moenie nader kom, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Ek sê God, die Here God, God van Abraham, Isak, God van... Hallo my liewe mens. Ben en Francis en jy by die braambos saam met Jesus. Hy sê ek is die skaduwee aan jou regterkant. Jy kan maar kyk, daar is 'n skaduwee. Iets wat baie interessant is, maar baie seer is teleurstellings. Ek dink is een van die eerste goed wat jy leer in die lewe, dat die lewe bestaan uit baie teleurstellings. Teleurstellings in die lewe, teleurstellings in jou omstandighede, teleurstellings in jou daaglikse lewe, teleurstellings van jou ouers, teleurstellings van jou kinders. Ek dink die grootste hiervan is teleurstelling van jouself. As ek en Francis 'n argument het en ek het haar seer gemaak en ek is skuldig, dan vra ek om verskoning, ek is jammer my liefling, ek het jou seer gemaak, vergewe my, en dan sê sy gewoonlik altyd, 44 jaar, nog nooit gesê ek aanvaar dit nie, dankie tog daarvoor, ek vergewe jou, en dan loop ek daar met 'n seer tand rond, en dan sê sy maar, jy het ons nou jammer gesê, en ek het ons ja gesê, en ons vergeet dit nou. Dan sê ek, ja my liefling, dit is so, maar om myself te vergewe, is baie moeilik. Ek dink een van die eerste goed wat ons leer, met kinders, is om nie goed te beloof, wat jy nie seker is jy gaan kan doen nie. As jy vir die kinders sê, ons gaan uit eet, Vrydag. Kan jy nie Vrydagmiddag, as jy van die werk afkom, sê, weet julle wat, ons gaan nie meer Roadhouse doen nie. Kinders sukkel om teleurstellings te verwerk. Dis vir hulle baie moeilik, en daai teleurstelling op hulle gesiggies. En wat lekker is, baie keer om 'n vrou te wees, of om kinders te wees, jy kan huil. Nou, ons mans huil ook, maar baie keer undercover, laat ons familie nie kan sien ons huil nie. 'n Groot teleurstelling is moeilik om te verwerk. En as jy na die wêreld kyk, en die lewe kyk, is die wêreld so vol teleurstellings. As jy sommer so loop in jou lewe, hoe jy sekere verwagtinge gehad het, as 'n klein kind van skool, en baie films wat jy sien oor skoolgaande kinders, wat dit so geniet, en dan kom jy daar, en dan is daar teleurstellings, jy kry onderwysers wat nooit onderwysers moes wees nie, jy kry maatjies, wat nooit maatjies moes wees nie, jy kry omstandighede, jy kry vraestelle, as jy hom omdraai, en jy sien, ons het altyd gesê, moenie spot nie, want daar sal met jou gespot word. Ek spot net 7 hoofstukke van die 15, en dan vra hulle die 6, wat ek nie gespot het. Daai teleurstelling, as jy daai vraestel omdraai, en jy sien maar,
Ek het nie reg gespot nie. My liewe mens, en dan ontmoet jy 'n vriendin of 'n vriend en jy hou baie van daardie persoon. En dan vind jy uit daai persoon is nie wat jy gedink het hy of sy moet wees nie. En dan is dit die volgende teleurstelling. Ag, en so kan ek nou baie voorbeelde gebruik. Elke kind, seentjies en dogtertjies het 'n droom. Dogtertjies droom van 'n lang wit rok, 'n veil, ek dink dis die naam, 'n veil oor haar gesig wat haar maagdelikheid aantoon, 'n lang gang, 'n baie prominente lied, tararara, 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 die troumars, aantreklike jong man, and they live happily ever after. En in vandag se lewe word 99%, nee, seker 98%, met 'n skok en 'n teleurstelling wakker, as hierdie droom verpletter word. So ek wil vir jou sê, voor jy hierdie droom, ek het so 'n mooi ding wat ek altyd sê by trou is, I, Ben Loubser, will encourage you, Francis, to develop God's gift with tenderness and respect, and I will encourage you to develop God's gift in you. Jy maak hierdie beloftes wat jy nie hou nie, en daar's teleurstelling in 'n ander persoon se gesig. Maar as jy getroud is en jy het kinders, word die teleurstelling groter. So ek en jy moet waak deur die oorsaak te wees van teleurstellings. Jy sit en jy maak, my skoonma sê altyd, jy maak seker nou 'n joke. Ons wil grappies maak en ons besef nie die erns van die saak en ons besef nie wat die gevolg gaan wees van my simpel eenvoudige grappie nie. Jy klim in die lift saam met jou baas of saam met die aantreklike sekretaresse met die mini rok en jy maak 'n simpel eenvoudige grappie of sy. As hierdie lift nou stop tussen die vloere, gaan ek jou soen. In die oomblik as jy dit sê, sit Lucifer daaronder in die basement en hy druk die noodstop. Daar staan die lift. En jy wil nie maak asof jy 'n sussie nie. You want to be a man's man. En sy wag al lank al vir hierdie kans. En doef stop die lift. En wat gebeur? Julle soen mekaar. Hy's getroud, sy's getroud. Hy het kinders, sy het kinders. Hy's die baas, sy's die sekretaresse. Sy's die baas, hy's die drywer. En die oomblik as dit gebeur het, dan word die release knoppie daaronder gedruk en dan gaan die huisbak en die ligte gaan aan en julle kyk vir mekaar met weersin en teleurstelling. Ek het altyd gedink hierdie man is 'n man na God se hart. Ek het altyd gedink hierdie meisie is die wonderlikste iets wat met hierdie maatskappy gebeur het en ek het haar geëer en onmiddellik is al die verwagting, al die eer, al die regverdigheid wat julle vir mekaar gegee het weg en al wat oorbly is vuil, stink teleurstelling wat jy nie kan delete nie. Jy kan nie die knoppie druk en dis weg nie. Toe die lig aangaan, toe bly net teleurstelling oor. Jy moet dink, en jy moet die regte keuse maak, en jy moet goed besluit, en jy moet dink aan die woord van God sê, bereken die koste.
Gaan sit stil en bereken die koste van die goed wat ek nou sê en nou doen. Bereken die koste van die goed wat ek nou sê en nou doen. My liewe mens, ons bereken nie die koste nie. Ons besef nie hoe groot die teleurstelling gaan wees nie. 'n teleurstelling. Ek onthou in die films hierdie Disney se tekenprente as kind, het die kat wat die muis wil vang gegly en toe val hy en toe begin hy rol in die sneeu en dan word die sneeubal al groter en daar val hy daar van die berg af. Onthou jy dit? My liewe mens, ek wil vir jou sê, teleurstelling snowball. 'n Klein teleurstellingkie word groter en groter en groter en groter en groter en aan die einde van die dag is als en almal teleurgestel en jy staan met 'n rooi gesig en jy staar in 'n spieël. Die woord van God sê, jy kyk in 'n spieël, in 'n raaisel en jy wonder, waar het ek begin om hierdie teleurstelling te laat plaasvind? Dis wat ek en jy moet vandag besef. Elke besluit, elke gedagte moet ons meet, bereken die koste. Elke ding wat ek sê, elke ding wat ek doen, elke ou flou simpel grappie wat ek maak. Ek is so geïrriteerd as jy op Facebook gaan, kry jy grappies. Die vuilste grappies. Die lelikste morsige sê goed. Ek sien die ouens wat my so kritiseer, wat my so vloek en hulle sê julle effen kerksmense en effen predikante wat eenvoudig is en dan dink ek, jy bereken nie die koste nie, jou dwaas. Jy bereken nie die koste nie. Jy hoef nie van my te hou nie. Jy bereken nie die koste nie. Die teleurstelling gaan so groot wees. My liewe mens, dit het tyd geword dat ek en jy wakker word uit hierdie, ek kan sê wat ek wil, want ek het mos vryheid van spraak. Jy het nie. Want elke woord word geweeg. En aan die einde van die dag gaan jy en ek, wat dink ons kan maak en sê en breek wat ons wil, die teleurstelling ontvang as die werklikheid tot ons deurdruk. En nou kan ons praat oor enige aspek van die lewe, buiteegtelike verhouding, dronk. Ek praat met 'n jong man en hy's nou nie meer so jonk nie, maar hy het kinders en hy het jong kleinkinders en hy sê vir my, daar's een ding waaroor ek baie spyt is. Ek is so teleurgesteld in myself. En ek dog, wat kan jouself so teleurgesteld wees in jouself? Ek dink jy's 'n baie suksesvolle mens. Ek dink jy het baie goed gedoen tot waar jy gekom het vandag. Jy het met so min begin. En as jy vandag jou kop neerlê, is daar so baie om op trots te wees. Wat is so teleurstelling in jouself? Hy sê die feit dat my kinders my ooit dronk gesien het. Dronk dat my vrou my moet dra kar toe. Dronk dat ek opspoeg die hele gang vol. Dronk dat ek in my eie spoeg lê en versmoor. Ek wens ek kan daai beeld uit hulle gedagtes uithaal, maar ek kan nie, want dit is te laat, dit is vir ewig. Ek het sorry gesê, ek het die Here om verskoning gevra, ek het gebid daaroor, ek het myself probeer vergewe, maar weet jy wat? Ek is teleurgestel in myself. Ek was baie al teleurgestel in myself. Ek het goed gedoen in my lewe, wat ek wens, ek bid dit, Here, kan ek dit nie net uit die boek uitskeer nie. God sê, ek het jou lankal vergewe, ek dink nie meer daaraan nie. Here, maar die mense wat ek seer gemaak het in die proses, hulle dink nog daaraan.
Daarom is ek teleurgesteld in myself. Ek hou daarvan om dit te doen, maar 'n grap is net 'n grap in die begin, en ek bedoel dit nie as 'n grap nie, dan sal ek op die kansel staan, dan sal ek jy kan mos sommer sien, daar's 'n baie skaam meisie, of daar's 'n baie skaam jong man, en dan sal ek vir daai persoon sê, Nico, kom gou hier na oom Ben toe, kom gou hier na oom Ben toe. En dan staan hulle so traag op, en berge val op my heuwels, bedek my, why me Lord, why me, hoekom kies hy nie een van hierdie ander 200 wat hy sit nie, hoekom kies hy my? Maar nou kan hy nie sit nie, hy moet nou opstaan, want die hele gemeente draai nou hulle koppe na die jong man toe, of jong meisie. En as hy so aangestap kom, en hy so 3 tree van die kansel af, dan sal ek sê, wat kom maak hier voor, man gaan sit, kan jy nie sien ek is besig nie? Eers lyk dit of hy wil weghardloop, nee, eers word hy groen, dan geel, dan rooi, dan wit. Dan lyk dit of hy wil weghardloop, dan lyk dit of hy oor die dak wil spring, dan sak sy moed in sy skoene, dan spring hy om, en net as hy omspring, dan sê ek stop. Hoe voel dit? Oom, dit voel verskriklik. Pastoor, ek wil doodgaan. Dan sê ek, dit was eintlik 'n grap. Kan jy dink, as Jesus sê, Lukas 13, wag, ek moet gaan kyk waar staan dit. Lukas 13 vers 27. En hy sê vir hulle, hy is Jesus Christus. Ek sê vir julle, ek ken julle nie. Nou kom Jesus terug om sy kinders te kom haal. Nou staan ons almal op die paradegrond. Nou word jou naam gelees. Nou loop jy vorentoe. Volgende, Ben Loubser, vader, hier is ek was die pastoor, ek het die mooi woord op die TV gebring, ek het vir mense gebid, reg deur die nag, ek het al die mooi goed gedoen. Vers 27, en Jesus sal sê, ek ken jou nie, ek sê vir julle, ek ken julle nie, maar waar julle vandaan is nie. Here, wat bedoel jy dan nou, Here? Ek ken waar julle vandaan is, gaan weg van my, al julle werkers van die ongeregtigheid, en daar sal 'n geween wees en 'n geknars van die tande. Net tot sover. Kan jy dink aan die teleurstelling? As jy dink jy doen die regte goed, maar jy skyns heilig. Die woord van God sê, die lig van duisternis kom, soos 'n engel van die lig. 'n Gedaante van godsaligheid. Man, ek het ge-arrive, ek is 'n predikant, ek is 'n hoofouderling, ek gaan elke Sondag kerk toe, ek gee nie net 'n 10de nie, ek gee sommer 'n 20ste en 'n 30ste, miskien moet jy net die som gaan maak. My liewe mens, gaan weg, ek ken jou nie. Ek weet nie waar jy vandaan kom, ek weet nie wie jy is nie. Here, maar ek sal. Jy het 'n gedaante van godsaligheid, maar onder draai die duiwel rond. Ons moet eerlik en opreg raak met God, of ons gaan brand in die hel. Sê die woord, nie Ben Loubser nie. En dit geld ook vir Ben Loubser. Dit geld vir my, dit geld vir jou, dit geld vir my vrou, vir jou vrou, dit geld vir my kinders. Ons is teleurgesteld in onsself, omdat ons partykeer iets sê wat ons nie moet sê nie, iets doen wat ons nie moet doen nie. Ek onthou jare terug was ek in 'n hofgeding met 'n ander kerk betrokke. Ek wens, ek bid, ek kan dit vergeet en dit uit my gedagtes uitkry, want ek het sinneloos opgetree. Ek kan nie. Ek is teleurgesteld in myself. Ek wens ek kan dit net eendag uit my gedagtes kry. Ek weet God het my vergewe. Dalk het hulle my ook vergewe. Maar ek loop met 'n teleurstelling,
oor ek nie die koste bereken nie, oor ek nie na die woord van God toe gegaan het nie, oor ek gebid het en nie geluister het nie. Jy gaan voor 'n lewende God staan, en die bassein het geblaas, en jy gaan volgende in die queue staan, en jy gaan alle verskonings reg gee om te sê, hoekom verdien jy om saam met Jesus opgeneem te word? En hy gaan sê, ek sê vir jou, ek sê nou jou, hier staan julle, ek ken jou nie, waar jy vandaan is nie, gaan weg van my, al julle werkers van die ongeregtigheid. Gaan die grootste teleurstelling in jou lewe wees, en jy gaan dit nie kan regmaak nie. Ek kom by my pa, hy het 'n 3-lyn hartomleining gehad, en hy's baie siek, en hy sit, en hy pype in sy keel, en sy neus, en sy ore, en sy vingers, en orals, en hy sit en huil, en ek kom by hom, en om my pa te sien huil was 'n riller. Ek het dit nooit, een keer in my lewe gesien, net na my mommy dood is, toe was hy 26, sy was 24, ek was 4. Ek onthou dit tot vandag toe vat hy my en my boetie van 3, en hy hou ons so vas, en hy snik soos hy huil. Ek sal dit nooit in my hele lewe vergeet nie. 26, en sy vrou is dood, en hy sit met 2 babietjies, 4 en 3. En hy sit en huil in die hospitaal, en ek skrik soos daai dag toe ek 4 jaar oud is, en ek sê, papi, hoekom huil jy? Hy sê, ek wil sê ek is jammer. Ek wil sê, vergewe my. Maar almal wat ek kan onthou, weet ek eers meer of hulle lewe nie. Hulle is weg. Ek het hulle getrap. Ek het hulle verskree. Ek het hulle gevloek. Hy was 'n mynkaptein, 'n moeilike mynkaptein. Ja, hy het die goud uitgehaal, en toe later die kroom uitgehaal daar by Mooinooi. Nee, hy was 'n eyster. Maar hy het nie gehoor op wie trap hy nie. Dank die Here, hy het tot bekering gekom, en ek glo hy's aan die regterhand by die voete van Jesus Christus vandag. Bereken die koste. Jy gaan dalk hoor, mooi so, goeie en getroue dienskneg. Kom, jy het die stryd gestry, jy die wenpaal gehaal. Kom saam met my in die koninkryk van God, ons Vader. Of jy gaan die teleurstelling hoor, gaan weg, ek ken jou nie. Die keuse vir jou, van die einde hiervan is nou, vandag. Ek gee nou nie om, wanneer is hierdie, sit ek hier in die ateljee, en wanneer luister jy die eerste keer daarna, jy's die eerste of die 100ste of die miljoenste ou wat daarna luister nie, ek worry nie of jy dit hierdie jaar hoor, of volgende jaar hoor nie, jy sal dit hoor as God dit vir jou wil sê, en as God vir jou sê, moenie teleurgesteld wees in jouself nie, bereken die koste, begin nou, dan sak jy nou op jou knie en sê, Here vergewe my. Here, ons sak op ons knie, ons steek ons hande uit, sê, Here, Jesus Christus, in die naam van God die Vader Jahweh, wil ek nou sê, vergewe my, oor al die goed waaroor ek teleurgesteld is in myself, maar die grootste hiervan, die foute wat ek gemaak het, wat my uit die koninkryk van God gaan uithou, die goed wat ek gedoen het oor die eie ek te groot was, die goed wat ek gesê het en gedoen het, tot verheerliking van die duiwel en nie van Jesus Christus nie. Here, vergewe my en was my, sodat ek nooit die woord sal hoor, gaan weg, ek ken jou nie, maar mooi so, goeie en getroue Benny, kom my kind, ek het lank gewag vir jou, in Jesus naam, amen. Jy moet nou die keuse maak. Nee, maar ek weet nie hoe nie, my telefoonnommer is 072 577 1196, 072 577 1196. Jy stuur my 'n WhatsApp, ek en jy praat met mekaar, ons gesels met mekaar, en ek kan jou nie red nie, ek kan net jou die pad van die redding verduidelik. Jy maak die besluit, jy gee jou hart en lewe vir Jesus, en jy sal nooit spyt wees nie. My liewe mens, baie dankie vir elke een wat deel is van Jesus by die Braambos, dis maklik. As jy deel wil wees van Jesus by die Braambos, dan stuur jy jou foto,
Persoonlik, want baie profielfoto's deesdae is 'n kat of 'n hond of 'n kleinkind. Ek sê altyd, hoe weet jy wanneer word 'n vrou 'n ouma? Wanneer haar profielfoto 'n babietjie word. 'n Foto, die dorp waarin jy bly, hoef nie jou adres te stuur nie. Ek gaan onwaarskynlik ooit by jou kom kuier. Ek is net te besig en ek bly in Springs, so ek kom dalk nie by jou uit nie. Net jou dorp, 'n foto van jou en ek wil deel wees van Braambos en jou naam en van natuurlik en ek plaas jou op. Baie dankie. Baie dankie vir elke finansiële bydrae, baie dankie vir elke gebed. Baie liefde, Ben en Francis Loubser. Ons gemeente is Jesus is lig in Eastvale, Springs. Shalom, die Here seën jou. Amen.